Goeiemôre, good morning. Hallo. Ek het ook net begin sing soos jy, Pieter. Ek weet. Dis aansteeklik. Elsa, en jy gaan ook begin sing. Ek twyfel baie sterk. Ag nee. Ek hou die gesingery net vir by die huis. Maar jy lewe en jy is hier so vandag saam met ons nadat ons lekker verjaarsdag gevier het met Annelie wat gister verjaar het, né? Inderdaad so. Nou ja, toe ek hoop die ketel is reeds alweer aan die koue kant en jy sit maar daai vuurwarm koffietjie reg om saam met ons te kan kuier. Goeiemôre. Aan die koue kant. Ja, die ketel is dan koud want die Klaar koffie is reeds afgekoel. gemaak, afgekoel. Ja. Warm, lekker. Okay. Sjoe. Ek vra Wat 'n interessante benadering, né? Ja. Jy nou nie met jou HAT storieetjies kom nie, man. Mense verstaan wat ek vir hulle probeer sê. Dis vroeg in die oggend. Jy maak ons te mekaar so vroeg in die oggend. Maar so gepraat van vroeg in die oggend. Ons fokus vandag op slaapterapie in aanloop tot International Public Sleeping Day. Dis dan nou Saterdag, né? So ons moet 'n bietjie slaap, inhaal met slaap. Bespreek die begrotingsrede wat gister plaasgevind het. Gesels oor oefening in 'n klein of 'n beperkte spasie of ruimte. Die kunstenaar Almero gesels oor sy nuwe verhoogproduksie saam met Karlien van Jaarsveld en Damian Beer deel nuwe musiek. Maar wat sal 'n oggend wees sonder 'n paar interessante oggendpraatjies? Ross? Ja, en het ek een vir jou. Directly out of China. China onthul die wêreld se eerste vleiende windturbine. Hulle het pas die wêreld se eerste vleiende windturbine bekend gestel, 'n drywende kragstasie wat hoog bo die aarde se oppervlak sweef en elektrisiteit opwek uit sterk hoë hoogte winde. Die stelsel, bekend as 2000 Airborne Wind Energy System or AWS, or if you are a South African, AWS, word met helium opgelig en met 'n kabel aan 'n grondstasie verbind wat die opgewekte krag oordra. Die turbine is sowat 131 meter wyd en 60 meter lank en werk op 'n hoogte van ongeveer 2000 meter bo die grond. Dit is meer as 10 keer hoër as gewone windturbines. Op daardie hoogte waai winde baie sterker, tot 4 keer vinniger, wat beteken die stelsel kan aansienlik meer elektrisiteit opwek. Die turbine kan tot 3 megawatt krag lewer, genoeg om duisende huishoudings van elektrisiteit te voorsien, afhangend van verbruik. Volgens die ontwikkelaars kan die tegnologie veral nuttig wees in afgeleë gebiede sonder bestaande kragnetwerke, maar dit kan ook tradisionele windplase aanvul en 'n nuwe 3-dimensionele benadering tot energievoorsiening moontlik maak. Kenners beskryf dit as 'n belangrike mylpaal in die opwekking van skoon energie uit natuurlike hulpbronne. Is dit nie 'n interessante storie nie? Sal so iets werk in Suid-Afrika? In die Kaap miskien. Ja, want daar's of in Quebec, the Windy City, PE, it might also work really nicely there. Maar ek dink, daar is soveel ontwikkeling in terme van tegnologie en hoe dit ons kan help. Ons praat gereeld oor tegnologie en dalk KI, wat maybe that's a bit kind of detrimental to us as humans, but this sounds like a fantastic idea, and what always gets me is that people have actually thought this out. Die slim mense se breine is so ontwikkel dat hulle dink, okay, die wind is sterker en vinniger daarbo, so we're going to get more power out of putting the wind turbines up in the sky. I think it's fantastic. Ja, en ek dink jy weet 'n mens fokus so gereeld op daai vernuwende idees en konsepte, veral wat volhoubare energie betref, jy weet, en om energie te bespaar. Ja, So, well, dit is 'n hats off to voorbeeld. them. Ek Ja. dink dit is 'n baie briljante plan, regtig. Ek hou daarvan en baie dankie aan al die oomies met die dik brille, die wit sokkies en baie penne in hulle Die sak, slimmies. die wetenskaplik is. Maar ek weet jy sê, sal so iets in Suid-Afrika werk, maar ek dink hierdie tipe kragopwekking kan dalk lande wat met kragvoorsiening sukkel regtig help, if it's applied correctly, of Ek course. moet nou net sê, dis beter as wat 'n boot in die hawe staan met al hierdie elektrisiteitsopwekkingsvermoë. Ek dink regtig dis nice. En ek het dit tong in die kies gesê, want alles in Suid-Afrika word ons of gesteel of dit raak weg of whatever. Maar ons het baie gedeeltes, juis waar die wind konstant, lekker sterk hardloop en goeters, juis in die Quebec en daai areas. Kyk, ons weet darm, die verhouding tussen Suid-Afrika en China is mos baie goed. So, miskien kan ons baie graag by daai land leer in die verband. Interessant genoeg, en as jy van na China toe wil gaan, het jy onlangs daarvan uit die
Kaapstadse internasionale lughawe dalk gevlieg China toe of van daar af teruggekom. Ja. Nee? Ons het nou nie, maar Nog ja, nie. ons hoor wat jy sê. Mense het. Ja, Mense het, die mense het. Maar jy het gehoor van die ontwrigtings wat nou vroeër in die week Ja. of iets daar Ja. plaasgevind het, nee? Kom ek vertel vir julle die storie as jy nog nie daarvan geweet het nie. Ontwrigtings by die Kaapstadse internasionale lughawe na 'n brand, reisigers by Kaapstadse internasionale lughawe wat hulle daar ervaar het, ontwrigtings veroorsaak het. Die brand het op die 24ste Februarie by die noordelike dienswerf uitgebreek. Dit is ook intussen geblus en geen beserings is aangemeld nie. Internasionale vlugte is tydelik opgeskort en krag is afgesny om veiligheidsassesserings te doen. Vlugte het later die aand hervat, hoewel 'n paar internasionale vlugte tydens die voorval herlei is. Airports Company South Africa sê krag en die meeste stelsels is herstel, maar sekere prosesse word steeds handmatig hanteer. Inboekstelsels funksioneer grootendeels normaal, maar mense soos Lift Airlines verwerk passasiers steeds met die hand. Die Border Management Authority gebruik ook handmatige stelsels wat langer wagtye veroorsaak. Bagasie word tans handmatig verwerk. Dis my woordjie vir die dag, handmatig. Baie dankie aan ons taalversorger daar. En vertragings met bagasieaflewering kan verwag word. Plaaslike vlugte funksioneer egter weer normaal en nie handmatig nie. Sekere uitlegveranderings is by die lughawe aangebring met die internasionale gang wat steeds gesluit bly. Passasiers wat gister nie hulle bagasie kon afhaal nie, kan dit aan die noorde kant van die ontmoet en groet ingang gaan afhaal. Dis my Afrikaans vir die dag, handmatige ontmoet en groet. Ontmoet en groet is my cute. Ja, is dit nie lekker nie? Maar ek is net ontmoet en groet, baie nice. wat ek wel wil sê is, hats off, dat hulle dit so kalm hanteer het, Ja. en ek moet sê, dit was mooi hanteer, bietjie van die visuals wat ons nou al gesien Ja. het, kalm, alles rustig, we've got this. So al wat jy eintlik probeer sê het. Dankie dat jy ons ook so mooi inlig in die oggende, maar is dat dit nie digitaal gebeur nie, Yep. maar dat hulle self te werk moet gaan. Dis baie met mooi, daai ek hou van. proses. Ja, alles word nou met die hand in die boek weer gedoen, ek hou daarvan. Ek dink ook dit is eintlik it's a bit of like a reminder of what's happening in New York at the moment. They are having the worst snowstorms, and they actually had a snow day the other day where nothing was on the roads. There were no buses, no trains, no En public ons 'n transport. noodtoestand verklaar. Daar is. En ons het gister op my radioprogram met ons gehoor, iemand, 'n Suid-Afrikaner, het ons in ons nuus gehoor dat hy kan nêrens heen gaan nie. He is stuck in New York. I mean, I could think of worse places to be stuck, but if there is absolutely nothing you can do to get home, it's not a jol. It's not like, oh, like my vakansie of my besigheidstripie bietjie verleng. Dit is, jy is daar vasgevang. Dis 'n moeilike situasie. Ja, En en as ons ek- dink aan almal wat daar vas sit. Ja, want as ek reg kan onthou, was daar aanvanklik 3000 vlugte wat gekanselleer moes word. Kan jy jouself nou indink? Ja. Maar ja, ek dink weer eens wanneer jy mens kyk na suits wat baie maklik kan ontaard in 'n logistieke nagmerrie. Ja. Dan is ons baie bly dat die herstelwerk by ons Kaapstadse internasionale lughawe goed optree. Die eerste twee geselsies gaan oor mense wat slim is en dinge bymekaar kan hou, want Ja. om daai logistiek te hanteer en jou vlugte te reroute en te herlei. Jy sien, Pragtig, is dit nie Pieter. mooi nie, handmatig het ek daai nie hanteer nie. En Ek as het hulle net jou my by die woordkeuse lughawe mooi ontmoet en gedoen. groet, is dit altyd Daar lekker. sê ons het jou nou ontmoet en ons gaan jou nog nie groet. Bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder. Net hier by jou een en enigste. Goeiemôre, good morning. Cheers. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Because freedom shouldn't have limits. With iGlide mobility scooters, every ride brings confidence, comfort and independence. Regain your freedom, one smooth glide at a time. Reliable rides for life's journeys, built with care and crafted for comfort. Sit back, relax and enjoy the view. Effortless mobility, endless possibilities, where freedom rides with you. iGlide, the future of movement. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Welkom terug. Slegs 3 uit 10 leerlinge in graad 1 tot graad 3 se leesvermoëns voldoen aan die vereiste pyl. Dit terwyl tot 'n kwart van graad 3 leerlinge in sommige taalgroepe nie 'n enkele woord kan lees nie. Dis volgens navorsing van die Funda Uphumelele nasionale opname van die Departement van Basiese Onderwys. Waar laat dit geletterdheid in ons land? Ek gesels nou met die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, Paul Sauer. Paul, baie welkom. Ek dink die groot vraag is, hoe bekommerd moet 'n mens wees en wat is sommige van die vernaamste redes waarom geletterdheid in Suid-Afrika in hierdie toestand is? Goeiemôre Elsa en goeiemôre aan die kykers. Eerstens, in konteks te plaas is hierdie 'n bevestiging van die PILS-uitslae wat ons al reeds weet. So dit is 'n sistematiese hantering of 'n sisteemprobleem wat ons nou al redelik lank oor van, bewus is van en waar lê dan die probleem? Ek dink die huidige minister en die huidige administrasie fokus sterk nou veral op grondslagfase en vroeë kinderontwikkeling, wat vir ons natuurlik die grondslag is waar dit alles moet begin om die fondasie en die fundament reg te kry vorentoe. Die vernaamste redes hiervoor is natuurlik dat in ons grondslagfase is moedertaalonderrig redelik wel nie redelik, dit is verpligtend, maar dan die vlak van daai moedertaalonderrig maak dit dan moeilik vir die omskakeling van graad 3 na graad 4 toe. So ons het nie meer 'n homogene huisomgewing nie. Hardop lees is nie meer deel van ons daaglikse aktiwiteite nie. Binnekant die huisopset het ons verskillende tale wat gepraat word en natuurlik ook die hele fokus dat kinders nie meer by boeke uitkom om te lees nie, is natuurlik 'n groot bydraende faktor hiernaartoe. So hoe vergelyk die jongste beskikbare inligting met vorige jare? Ja, hierdie navorsingsstuk is nou gedoen. En soos wat ek reeds gesê het, dit het 'n goeie tendens ook by die internasionale een rondom die PIRS 2021 verslag. En ek dink dit is dit bevestig net dit wat ons al reeds geweet het. So ek dink daar's nie vordering nie. Klein vordering het die PILS vir ons getoon, maar nie genoegsame vordering nie. En dit lig maar net weer eens dat ons die fokus moet verskerp op daai spesifieke groepering van leerders. Paul, doen die Departement van Basiese Onderwys genoeg om hierdie probleem te takel?
Kyk also ons die nuwe fokus wat die departement van basiese onderwys tans het en die laaste 18 maande het om te sê hoor hierso om ons matriek deurvloeisyfer te verbeter, moet ons begin by die fundamentele. En daarom is die fokus nou op grondslagfase. Die feit dat graad R nou deel van die Suid-Afrikaanse onderwyswysigingswet is en nog nie volledig geïmplementeerbaar is nie, is goeie geleide. Die ander goeie geleide is dat die vroeë kinderontwikkeling van 0 tot 4 jaar is dan nou geskuif van die sosiale departement en maatskaplike dienste toe na die departement van basiese onderwys en dit gee so 'n bietjie meer rigting en impetus na wat ons kan verwag in die toekoms, maar dit is nie 'n vinnige omdraaislag nie. Ek dink ons weet almal hoe vroeër terug ons gaan, hoe langer vat dit om die deurvloei na te gaan kyk. Ek hoop net dat ons hierdie ene kan raakvat hierdie keer en dat ons die goeie uitslae oor 5, 6, 10 jaar kan sien. Hoe belangrik is onderwysers se rol in die ontwikkeling van leesvaardighede? Ek dink twee goed wat ons moet na gaan kyk. Veral met die kleintjies. Ek dink ons onderskat gewoonlik en ons praat baie oor hoe dat kunsmatige intelligensie die onderwys moontlik kan oorvat veral in die latere grade. Maar dit is ongelooflik belangrik daai juffrou in die grondslagfase wat die geduld het, wat die vermoë het, wat kan regtig waar onderskei om binnekant daai 3 jaar of selfs van graad R af seker te maak dat die kind se grondslag reg is, om daai ou gesegde uitdrukking te gebruik oor en oor te doen tot ons dit reg kry. En ek dink regtig waar ons kan dit nie onderspeel nie. Ook daarom is daar natuurlik 'n groot fokus op grondslagfase onderwyseropleiding huidiglik, veral vir die graad R wat nou begin inbeweeg. Jy weet en ek dink jy sonder 'n baie belangrike punt uit, want ek dink aan my graad 1 onderwyseres en ek is baie lief daarvoor om dit gereeld te noem, maar ek meen dit was so belangrik geweest wanneer dit kom by iets soos leesvaardighede. Ek het nou sommer besluit om dit vir 'n lewe te doen, maar nietemin, ek dink is baie belangrik. Goed, die navorsing wys ook onder meer dat slegs 26% van leerdlinge met Afrikaans as huistaal in graad 3 op die nodige standaard kan lees en skryf. Jy meen jy is nie verbaas nie, waarom sê jy so? Ons het so 'n bietjie minder as 'n minuut oor. Also dood eenvoudig. Ek dink in terme van die akademiese taal binnekant graad 1, 2 en 3, dit beteken nie ons leerders is ongeletterd nie. Ons het by die Engelse groeperinge 30%, by van ons Afrika tale 'n baie laer persentasie. En daarom sê ek ook net, ek dink is belangrik dat ons besef, daar's 'n verskil tussen moedertaal en of huistaal, wat dan eintlik vir ons 'n akademiese taal is en moedertaal wat in ons daaglikse spreektaal gebruik word. Die hantering hiervan is dood eenvoudig net ouergemeenskappe en skoolgemeenskappe moet seker maak dat ons hardop lees, beter lees, vorentoe gaan, verder gaan om daai aspekte kan hanteer. Paul, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nou ja, goeie slaap is baie belangrik vir elkeen van ons om te kan oorleef, iets wat die meeste van ons gereeld onderskat. Ons deel net hierna onder meer 'n paar wenke vir beter slaapgewoontes. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits.
I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Een onlangse meningspeiling toon dat 32,8% van Suid-Afrikaners minder as 5 ure per nag slaap. Dit sluit vir my ook in. Dit is Saterdag International Public Sleeping Day, not to be confused with International Public Speaking Day. Ek gesels vandag met JD of JD Uys van die Akel Sleeping Clinic oor die belangrikheid van slaap. Ek wonder nou of mense gedink ek's regtig besig om te gaap. Ek kan nie wag om te hoor wat jy te sê het nie, JD. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dankie. Hoekom slaap Suid-Afrikaners en mense oor die algemeen so min? Dis 'n kombinasie van goed. Dis leefstyl, soos julle. En julle het 'n leefstyl wat sê ek moet hierdie tyd by die werk wees. Ja. Dit is dis druk en dis uit die aard van die saak dan slaapsiektes ook. So slaaploosheid en insomnia en so aan is 'n groot probleem. Hoe kan jy die belangrikheid van goeie kwaliteit slaap vir ons opsom? So as ons na slaap kyk dan wil ons kyk ons na omtrent 6 aspekte van slaap. So ons wil hê die slaap, ons moet in 'n 24 uur periode 'n sekere tyd slaap. Ons wil hê die slaap moet dit moet gereeld wees, met ander woorde, jy weet, in 'n sekere tyd. Ons kyk na die effektiwiteit van slaap. Ons kyk na hoe alert ons is die volgende oggend. Dis basies die belangrikste ding. As jy in die oggend opstaan en jy kan produktief wees en alert wees en jou verantwoordelikhede nakom, het jy genoeg geslaap. Ja. Ja, dis omtrent dit. Ja. Hoekom dink jy is slaap wat iets wat ons so dikwels onderskat? Sê gou weer. Hoekom sal jy sê onderskat ons die belangrikheid van slaap in ons lewens? Want niemand leer ons van slaap nie. Jy weet, dit is iets waarmee ons groot word. Ons onderskat ook baie keer die belangrikheid van kosvertering, as jy verstaan, weet ons eet. En dieselfde slaap is dieselfde. Dis iets wat outomaties, veronderstel om outomaties te gebeur. Ja. Ons raak vaak, ons raak aan die slaap. Mense met insomnia sukkel natuurlik daarmee. Maar en dan het ons net so baie goed om te doen in die dag. Ja. Ons vat tyd van ons slaaptyd af en dis die grootste fout wat mense maak as hulle wil produktief wees. Dit is rarig. Ek het iemand wat by my gym is, een van ons afrigters het gesê sleep is the best performance enhancing drug. So as jy goed slaap, dan affekteer dit amper elke aspek van jou lewe for the better. Ons noem dit ons superpower. Ja. Dis ons eie superpower. Slaap, ons kyk na die gesondheidsdriehoek. Weet, die gesondheidsdriehoek bestaan uit slaap, eet en oefen. Ja. So slaap is die fondasie daarvan. Ja. As ons slaap ongesond is, dan sukkel ons om reg te eet en ons sukkel om aktief te oefen. En dan kom die wiele af. Jy het nou net my lewe beskryf. So ek is wakker om hier by Goeiemôre, Good Morning te wees, waarvoor ek so lief is. Ja. En dan gaan my dag aan, as ons nou klaar is, en dan het ek ook my radioprogram wat in die middag is, en dan in die aand, vroeë aand klaar maak. Ja. So ek sê dikwels vir mense, ek is soos 'n baba wat sukkel met day-night confusion, want ek is net soos, hoe kan ek nou gesond eet? Hoe kan ek tyd maak om te oefen? Hoe kan ek, en watter raad het jy vir my? Nou ek is eintlik hier om by jou aan te klop. Die beste ding wat ons kan doen, is die eerste beste raad, is ons noem dit om jou slaap te beskerm. Ja. Besef net die belangrikheid van slaap en maak tyd vir slaap. Weereens, insomnia is 'n ander issue. Met insomnia beperk ons bedtyd, maar dis 'n ander, ek praat nou van mense wat nie slaapsiektes het nie. Ja. Okay.
Sit 'n tyd in om te slaap in die aand. Ten minste as jy kan, in jou geval, vir ouens wat vroeg opstaan, 6 of 7 ure as jy kan. En dan staan julle ouens staan gelukkig op die regte tyd op in die oggend. Okay. So regulariteit of regularity is ook baie belangrik. En dan gebruik tyd om af te skakel. Want baie mense werk, kom by die huis, gooi gou iets in jou gesig om te eet en dan stort in die bed en dan verwag jy nou om te slaap. So raak net 'n bietjie rustig, skakel ligte af, ons noem dit 'n wind down tyd. Yes. Skakel ligte af, raak rustig, gaan klim dan in die bed en raak aan die slaap. Moenie probeer slaap want môre het ek 'n volgende dag nie. Ja. Struktuur en rotine is baie belangrik. Struktuur en rotine en dan jou slaap environment waarin jy slaap. Koel, donker, stil. Ja. Dit is hoe jou slaap environment met jou slaapkamer moet lyk. JD, wat is die verskil tussen die fases van slaap wat mens ervaar? Okay, so ons praat van die fases, praat ons van, daar's 2 tipes, remslaap en non-rem slaap, en dan het ons in non-rem slaap het ons fases, fase 1, 2 en 3, en ons gaan deur hierdie fases in siklusse, omtrent 5 of 6 siklusse as ons nou genoeg slaap. En dan elke fase, elke tipe slaap, non-rem en remslaap het sy eie spesifieke doel om ons immuunstelsel te versterk, om ons alertness te versterk, om ons meer produktief te maak, om ons breine te beskerm, om ons harte en organe te beskerm en so aan. En dan het ons ook, ons praat van die 2-proses model van slaap, ons het 2 tipe slaapprosesse. Die een is wat ons noem ons homeostatiese slaapdryf, wat ons natuurlik vaak maak. Ja. En daaroor kan ek 'n dag lank praat. Ja. En dan het ons ook ons sirkadiese ritme. Yes. So ons moet toelaat dat ons homeostaat, ons noem dit 'n slaapballon. Ons moet toelaat dat ons slaapballon vol raak in die aand en dit gaan ons aan die slaap maak. En ons moet daai regulariteit tussen ons sirkadiese ritme moet ons ook ons kan dit 'n bietjie manipuleer met donkerte en lig. Ja. Ons het net oor 'n minuut oor. Ek wil uitvind by jou en dit is ook spesifiek op my gemik, maar as ek nou dalk in die middag 'n tydjie kry om te slaap, is dit soos, I'm banking that sleep so that if I'm not getting as much in the evening, it's not so bad. Die enigste manier hoekom ons in 'n normale dag-nag roetine, ek praat nie ouens wat nagdiens werk, dis 'n ander ballgame. As ons in die dag slaap, dan bank ons nie dit noodwendig nie, okay? Maar ons kan 20 minute lank 'n power nap vat, dit is goed as veiligheid 'n issue is. As jy sukkel om te slaap, moenie 'n nap vat nie, as jy kan nie, okay? Maar daai 20 minute dis net so vinnige recharge, net om ons deur die dag te kry om nog steeds alert te wees, maar ons sien dit as 'n veiligheidsaspek, jy weet, net om produktief te wees en om deur die dag te kom. Maar jy kan, weet 20 minute is okay, want julle ouens staan al vroeg op. Ja, 20 minute is nooit vir my genoeg nie. JD, ek kan die hele dag met jou gesels. Dit was so interessant. En ek dink ons gaan weer 'n opvolg onderhoud moet doen want daar is soveel om nog oor te praat in terme van slaap. Baie dankie JD Eis. Ek het gehoor dat Elsa al gister beplan het om 'n uiltjie aan diens te knip, maar daar's nou nie tyd nie, want hierna gesels sy met Thys oor gisteraand se begrotingsrede. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Kom
Ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het gister sy begrotingsrede gelewer. Thys van Sail van Everest Advisory Services kuier vanoggend weer hier om die belangrikste kwessies waarna die minister verwys het te bespreek. Thys, baie welkom en ek wil 'n glasie klink op goeie nuus. Asai, oor die algemeen, hè? Love it. Luister Thys, ek is so bly. Ek is so bly jy is vanoggend hier, want soos wat ek sê, dit het oor die algemeen goeie nuus vir Suid-Afrikaners ingehou, of hou oor die algemeen goeie nuus vir Suid-Afrikaners in. Wat is jou algemene indruk van hierdie 2026 begroting? Ek dink also tot en met hede was hierdie nog een van die beste begrotingsredes wat ons al gesien het in 'n baie lang tyd. Ek dink al was ook nie hy baie goeie begrotingsredes, jy weet, oor die laaste tyd gewees en so daai maatstaf wat teen ons meet is ook nog nie te groot nie, maar kom ons sê maar dit was 'n goeie uiteensetting van waar Suid-Afrika staan. Ja. Maar ons moet ook onthou dat die minister bou eintlik op 'n baie beter fondament as wat die ander ministers byvoorbeeld in die verlede byvoorbeeld beskikbaar gehad het. En natuurlik ook ons is op die voorvoet, want ons is ook basies weet in 'n positief as dit kom met by ons BBP nou vir die laaste jaar. So daar's 'n paar goedjies wat elemente wat 'n goeie rol in sy gunsong gespeel het. Dit is so amper jy weet asof jy die Springbok span oorvat, jy weet, na afrigting van 'n goeie span af en dan ry jy maar 'n bietjie die wave, jy weet, en dan kyk ons maar hoe gaan dit. Maar die algemeen dink ek was daar nie baie goedjies wat hy gemis het nie. Ek dink dit was 'n baie mooi uiteensetting van wat die geld wat beskikbaar is en kom ons kyk of dit werk. En ek dink daar word veral klem gelê op iets soos die staatsskuld kwessie en dan ook iets soos belasting, maar wat was volgens jou die grootste positiewe aankondiging in hierdie begrotingsrede? Ek dink die feit dat hy uitgewys het gereeld in sy voorlegging en natuurlik ook jy weet dat dit op skrif is en dat hulle gesê het dat daar meer met die privaat sektor gewerk gaan word en natuurlik dat daar meer vennootskappe ook op munisipale vlak wat sal gemaak sal word ook is vir my baie wat so positief. En die feit dat hulle byvoorbeeld ook gesê klein en medium maatskappye, jy weet dat daar baie goeie ondersteuning gebring gaan word. So is asof jy weet ek dink dalk kyk die minister hierdie program, jy weet en hy het dalk die laaste 2 weke na my nou geluister. So ja, daai was my 3 van die groot goeders wat wel vir my uitgestaan het. Met daai in gedagte, jy weet iets soos munisipaliteite wat soos privaat maatskappye bestuur moet word. Hoe haalbaar dink jy is so iets? Ek dink in die begin gaan dit baie moeilik wees want ek dink ja, dit is maar jy weet old habits die maar baie moeilik en ek dink ja, hulle is klaar bietjie en halwe slegte gewoontes oor die algemeen, veral munisipaliteite wat byvoorbeeld swaar trek en wat byvoorbeeld al uitstaan vir bedrog en wat nogal uitstaan vir infrastruktuurvervalling en ek dink ja, daar gaan dit nogal moeiliker wees as byvoorbeeld in jou groter metros. So ek dink ja, jou plattelandse munisipaliteite gaan bietjie swaarder trek, ek dink in die beginstadium, maar ek dink oor die algemeen is dit 'n positiewe wat sal kom ons sê my rigting waarna hulle gaan op hierdie stadium en wat hulle beoog ook om te doen. So kom ons kyk maar of dit gaan werk, want ten minste weet ons dat daar gaan ook op die NFA dag daai toeganklikheid na fondse toe wat reg kan bestuur word. Dink ek is die eerste punt van positiwiteit vir almal, veral wat 'n Suid-Afrikaner is. Veral as jy byvoorbeeld in 'n dorp of 'n stad bly wat regtig swaar trek en die infrastruktuur val uit mekaar uit, dink ek is dit 'n positiewe uitkyk om ten minste te weet daar's aanspreeklikheid ten minste nou tot 'n mate. Definitief. Thys, jy weet, jy het nou ook onlangs 'n oop brief aan die minister van Finansies geskryf. Wat was die hoofdoel daarvan?
Ag ek dink hy het 'n uitnodiging gestuur in die algemene publiek en natuurlik jy weet as jy my uitnooi dan gaan ek opdaag, jy weet vir alles wat kom by finansies, dis belangrik. Ja, ek dink ek het vir my baie ek wil nie vir hom sê, jy weet ek wou vir hom gesê wat om te doen nie. Ek het 'n paar mooi voorstelle gemaak, maar waarop ek wel gefokus was juis die privaat sektor en wat die privaat sektor kan doen, jy weet en natuurlik die munisipaliteite, uitbreiding daarvan, werkskepingsgeleenthede, entrepreneurskapsgeleenthede en natuurlik jy weet hoe om die buitelander weer terug te bring Suid-Afrika toe in die vorm van infrastruktuurbeleggings en natuurlik ook om te gaan kyk, jy weet in plaas van dat jy government bonds het, dat jy gestruktureerde bonds het, soos byvoorbeeld elektrisiteits wat saambonds, infrastruktuurbonds, Transnet bonds, jy weet dat jy dit 'n bietjie meer sentraliseer in silo's en dan dit basies dan vir die regte rede ook dan nou kan gaan vir implementering saam met die privaat sektor. So seker van die goeders het definitief geweerspieël, so dit is nie net ek wat basies weet van hierdie goeders weet nie. Ek dink die algemene Suid-Afrikaner kon al 'n brief vir hom geskryf het en presies geskryf het wat ek ook vir hom geskryf het. Ja. Jy sien so dalk kyk hy na hierdie program, maar dalk het hy ook jou brief gelees, jy weet. Ek dink dit was 'n overkill. Dalk kry een van die dae oproep om as sy raadgewer nou aangestel te word. Maar ek is beskikbaar vir hom, jy weet nooit. Thys, is daar enige iets anders wat jy sou wou hoor gister? Ek dink ja, as ons net 'n klein bietjie meer kon uitgebrei het rondom die beleggingstoeganklikheid van buitelanders en natuurlik jy weet oor die algemeen om dit vriendeliker te kan maak vir Suid-Afrikaners, nie net ons as 'n Suid-Afrikaner binne in Suid-Afrika nie, maar dat die buiteland basies jy weet kom ons sê net maar argument sou daar 'n bietjie belasting verlagings kon gekry het as dit kom by opbrengste, jy weet in beleggings binne in Suid-Afrika of selfs hoofkantoorstrukture te kan kom opsit. Ons het al baie kere daaroor gesels ook, maar daai goeders was nie eens aangeraak nie. En ek dink ja, dit is my nogal relatief disappointing, want as 'n ou gaan kyk byvoorbeeld, die uitkyk van groei is maar geprojekteer teen 1.6% en teen 2% by 2028. So daar's nie regtig gefokus my aan aggressiewe tipe van uitbreiding en aggressiewe tipe van beleggingsstrukture wat in Suid-Afrika kan moontlik plaasvind, jy weet, om daai bietjie hupstoot te kan gee. Want ek bedoel, as ons gaan projekteer na 1.6 toe, gaan ons nie onmoontlik by 1% uitkom en dit is weer eens nie 'n goeie stap in die vorm van werkloosheid nie, om dit ook aan te spreek nie. So daar's maar 'n klomp elemente. Goed, ek wil baie weet of jy dink dit is genoeg, jy weet, dit wat hy nou gesê het, om Suid-Afrika se ekonomie werklik te laat draai, of dat daar 'n omswaai kan plaasvind, maar iets anders wat ek dink ons by moet uitkom ook, is iets soos beleggersvertroue, jy weet, en wat jy dink, wat die impak van die begroting daarop ook kan wees. Ek dink ja, as mense gaan kyk, die rand het ook onmiddellik wat saam gestabiliseer verder nog teen die dollar, wat 'n positief is. So dit sê klaar vir jou, jy weet, die buiteland het dit ook goed ontvang, en dit sal definitief buitelandse kapitaal terugbring Suid-Afrika toe wat daadwerklik nodig is. Maar ek dink ja, die begrotingsrede het basies net uitgewys, ja, daar is herstel en konsolidasie in plek en daar's 'n fundament om op te werk, maar dis amper so wat ek nou vir 'n kollega daar buite ook verduidelik het, dis amper so 'n pasiënt wat nou gestabiliseer is. Jy weet, so jy moet nou basies weet seker maak daai pasiënt word gesond en hy kan basies rehabiliteer en hy kan basies weer contribute as hy sou wil stel. Ek dink ek sou vreeslik graag ook nog wil uitkom by dit wat hy aangekondig het na aanleiding van die polisie, iets soos onderrig en jy weet, fondse wat daarvoor beskikbaar gestel gaan word. Ja, Thys, of ons moet net verder daaroor gesels volgende keer. Maar vir nou is dit weer 'n geval van, well, that's it, see you again. See you again. Maar baie dankie vir die insig wat jy vanoggend met ons gedeel het. Goed, nou bly ingeskakel, want ons gaan net hierna veearts toe, om meer oor narkose vir ons dierekinders uit te vind. Intussen wil ek jou ook daaraan herinner dat jy baie welkom is om 'n draai te gaan maak op ons YouTube-kanaal, indien jy enige van hierdie baie interessante, insiggewende en sommer ook inspirerende gesprekke misgeloop het. Jy is by Goeiemôre, Good Morning, ons is nou weer terug. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make
make sure you have Docho's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Docho's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit docho.co.za, quote online in under 3 minutes. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Maak reg Suid-Afrika, Rock My Wêreldtref, Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock My Wêreld, kom sing saam. I'm a veterinary nurse here at Olympus 24-hour Animal Hospital. I have a specialist in anesthesiology, critical care and small animal surgery. I spend most of my day working with my surgeon and monitoring animals when they go through procedures before, after and during to make sure that they stay nice and safe. To make sure medication is dispensed if they're going home and help communicate the best that I can with the owners just to make sure that they also care for their animals after a surgery at the best that they can. It's a completely understandable thing for pet owners to be scared of the word anesthesia. It's something that they don't always understand or know. So basically what anesthesia is that we use carefully controlled medications to put our pets under a deep and controlled and monitored sleep. This helps to reduce their stress and their pain if they have any pain during procedures or tests or things like dentals. We can't communicate with our animals the same way that we can with people. Can't open up a mouth and say smile while we do a dental for an animal. It's not something that they can do. It stresses them out. And if they need to be positioned for an x-ray because of broken bones or something like that, we want to reduce their stress and their pain. So this is why we use anesthesias. It's basically a controlled and monitored sleep that helps reduce their stress and make this a more pleasant experience. Before we do any kind of anesthesia, we make sure we do a full health check. This includes a physical exam, deep in dive for their medical history to understand what kind of previous procedures they've had or if they have any existing medical conditions. We also sometimes do blood tests to check for organ function because a lot of our drugs that we use for anesthesias are processed in the liver and the kidneys. So we want to make sure that the anesthesia is as safe as possible for our animals before we put them under to make sure that the process goes smoothly. It's definitely safe for older pets to go under anesthesia and for
pre-existing conditions to go under, we monitor them throughout the entire experience to make sure that they are safe. So we monitor heart rate, blood pressure, and all that kind of stuff to make sure that while they're under anesthesios, there is no risk of them having any issues. With those high-risk patients, we can also call in a specialist anesthesiologist that we work with. He then also helps us to monitor further with additional machines. We have a really great anesthesia monitoring machine that we use here that has a built-in ventilator, and it gives us live feedback of everything that's going on with our patient. It's also, we monitoring hands-on the entire time. So if anything does happen, we can step in immediately and make sure that they are supported and that they come out healthy. So after anesthesia, most pets are a little bit wobbly, very sleepy afterwards. Some of them might not eat as well that night. Those are symptoms that often go away within the following 24 hours. A pet owner needs to be worried if their pet is not resolving from those kind of things within 24 hours, or if they're vomiting, crying out in pain, or they're just off, eating not well. So in those kind of cases, you can always step in and come and ask us and make sure that you communicate with your vet to make sure that they're okay. There's definitely things that pet owners can do to assist in the anesthesia process. Following your fasting instructions is one of the most important things. Making sure your pet comes in without having eaten is very important. It reduces their risk of vomiting during the procedure and causing something called aspiration pneumonia that can affect their lungs and make them very sick. Afterwards, keeping them calm and in a warm space, because often they feel a little bit cold after a surgery, and making sure that they have time to rest is very important. And then of course, if anything is off about your pet, is to contact your vet. And of course, the medication. Give it as your vet prescribes, not willy-nilly or anything like that, making sure that we give it like the vet prescribes to make sure that your pet is properly medicated. Besoek www.olympus24hourvet.com vir meer inligting. Ja, dit is daarom nou maar net spesiaal mense wollerige vriendjies. Goeiemôre, as jy nou net by ons aangesluit het en inderdaad, good morning, ek is Arnold Geerts. Die VRK-wedstryd tussen die Bulle en die Sharks vind hierdie komende naweek by Loftus Versveld in Pretoria plaas. Dis nou 'n wedstryd wat net so 2 of 3 keer in 'n seisoen plaasvind. En ek gesels nou met die markingshoof van die Vodacom Blou Bulle, Chanel Manguru, en hy het ook die sanger Carmen van Tonder saamgebring om te gesels oor wat hulle vir die naweek beplan. Julle twee baie welkom. Lekker om julle saam met ons te hê. Chanel, let's start off with you. It's a big one. It gets really big when these South African derbies take place. Arnold, firstly, thank you for having us. Anytime. It does not get bigger than this, let's be honest. I think any local derby, the whole country comes to a standstill. Yeah. And when the Vodacom Bulls take on the Sharks, it all goes down. Of course. All goes down, yeah. The only one that can be slightly bigger is the Lions across the Oakskate to the Bulls, but we'll leave that for now because that's been done already. So let's leave it at that. Let's park that one. Carmen, jy het nou nog nooit voor 'n groot lot mense gesing nie. Nee. En Saterdag is dit voor 40,000 mense. Hoe het dit gebeur? Hoe dit gebeur het is, ek het 'n sangkompetisie aan deelgeneem, Badstal Linwood, en toe was Chanel 'n beoordelaar een aand gewees. En dit was regtig ongelooflik. Hy het toe vir ons gesê, luister, net om julle te laat weet. Net so terloops. Ja, net so terloops. Die sanger, ons gaan iets groot reël met die Vodacom Bulls en ons gaan dit vir julle aankondig as die wenner nou klaar is en toe wen ek en nou sing ek Saterdag op die grootste verhoog in my lewe. That's really throwing someone in the deep end. I mean, if you're going to do it live, right? I love it. Absoluut. Wat sing jy? Wat is jou genre? Ek doen gewoonlik, my persoonlike genre is alternatief Afrikaans, maar Saterdag het ons nogals 'n bietjie fireworks wat gaan rondskiet, so ek doen 'n mengsel tussen fireworks en dynamite wat saamgegooi is, maar daar is groot goed wat wag vir hierdie liedjie. Uitstekend. Wat kan mense verwag om te hoor? Baie gees in die liedjie om saam net op te bou vir wat gaan gebeur. Ek dink daar gaan groot goed op daai veld gebeur, maar ook soos sparks en dansers en regtig dit is een vir die boeke dink ek. Fantasties, ek sien baie daarna uit. Chanel, from a marketing point of view, I think people are, if I may say, maybe I'm just talking for me, but economically people are squeezed. How easy or alternatively, how hard is it to get people to part with their money and come these days? Look, it's always going to be a challenge. Economic climate's a bit tough, but I think for us,
we try and create extra value, and we do. We truly believe our pricing is not too bad. I mean, to get into Loftus this weekend, I think a ticket starts at about $70, which is not bad value for what you're getting. Of course. For an average family of 4, you're probably going to spend about $400 or $500 with tickets and maybe a couple of horse rolls. So it's not a bad spend to have a full day out. And look, we try our best to bring this pricing down, but again, to run that stadium with 50,000 people and give you the best show possible, unfortunately, there's got to be a little bit of a tag to it. No, clearly. That's obvious to me. I think what one gets is you talk about the value offering. It's not just on the field. There's the B field stuff that happens. There's also what's happening there. Oh, my pride and joy. So for us, we always say it's more than the game. And you and I have chatted about this numerous times. We try and make it a big day. So we'll open that stadium at about 1:30. Open at 1:30. We've got the Isuzu Bulls Daisies playing at 2 o'clock. And if you've watched them play, you know they are a fireworks show. So they'll play till about 4 o'clock. We've got Christian Bartman out on the B field. We've literally taken the B and the C field and turned that into our party zone. So hopefully there'll be about 18 to 20,000 people on that field having a party. So you and I have spoken about this before, that there's this entertainment value, but one needs to get more going. So nice to hear that the women are going to get exposure and on that sort of platform. So it's brilliant for us. I think over the last couple of years, we've put so much of time, effort and love into our Bulls Daisies. And I'll tell you, it's absolute goosebump moments watching those girls run into the field. I mean, in the last couple of years, I think the last 3 years of professional rugby, they've probably lost like one game. But it's not just about winning and losing. It's about the passion and pride they put out when they get there, Again, I think if you really love rugby and you want to feel that passion and pride, you got to watch those girls play, hey. Hoe voel jy oor vroue rugby? Ek so groot ondersteuner daarvan. Ek voel dit is net so intens as mense dit kyk. Ek dink dit gaan maar net oor die liefde vir sport. En as mense dit uitleef en as die spelers dit uitleef, kan die mense dit sien in hoe hulle speel. Ek gaan jou nou 'n moeilike vraag vra. Hoe gaan jy die vlinders in formasie hou Saterdag? Hoe moeilik gaan dit wees vir jou om nie te op te wees nie? Ja, dit is 'n vraag. Ek dink, soos jy nou vir my gesê het, stres die dag voor die tyd en gaan doen net jou beste, want jy het net daai kans. Ek het hierdie geleentheid om op daai oomblik soos regtig net my alles te gee en ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid net om my alles te gee, Dit is 'n lieflike gedagte, ek is mal oor. Het jy 'n gunsteling speler in die bullespan? Ek sê ek nog altyd vir André Pollard wil ontmoet het. So gaan dit nou gebeur? Are you going to set this up for us? I'm sure we can figure that out. You know a few people. I know a guy. Okay, so ek sou sê, lieflike gedagte. Chanel, when it comes to doing what you do from a marketing point of view, is it easy when you have a team like yours that you represent to do the marketing and do what you do? I think easy is the most relative term in the world, isn't it? I don't think it's easy, but it is the most fulfilling job you can ever get. I always say there's easier ways to earn a living. If you want to do pride and passion, do this. We've got really cool plans, and for us, it's not just marketing a rugby team. It's not just marketing the Bulls. I think we feel that we have a responsibility to our community. It's about giving people something bigger, something better. I think the whole world's got the issues in the week, and if you can give a family a day out where they can get there, kids can have a lekker jol and play, and mum and dad can dance a little, and we all sing together and scream together and watch a few tries and maybe meet Andre Pollard, then then hopefully we're just making it a little bit of a better place, right? Brilliant. Chanel, Carmen, baie dankie dat julle ingeloer het. We really appreciate you guys. Aan al ons kykers wat daarvan hou om fiks en aktief te wees, julle moet nou ingeskakel bly, want net hierna deel ons 'n paar fiksheidswenke en stylwenke vir uitrustings waarin 'n mens moet oefen. Ek dink ek gaan self kyk, want ek weet my ou broekie is bietjie dun. Sterkte. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly.
ProCare, where care feels like home. Maak reg Suid-Afrika. Rock my wêreldtrip. Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock my wêreld. Kom sing saam. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Because freedom shouldn't have limits. With iGlide mobility scooters, every ride brings confidence, comfort, and independence. Regain your freedom, one smooth glide at a time. Reliable rides for life's journeys, built with care and crafted for comfort. Sit back, relax, and enjoy the view. Effortless mobility, endless possibilities, where freedom rides with you. iGlide, the future of movement. Sommige mense boer in die gimnasium terwyl ander as gevolg van werksure en besige skedules, maar op dit wat by die huis tot hulle beskikking is, moet staat maak. Die ruimte of spasie is soms maar klein en daarom het die biokinetikus Ineke Ribbins aan ons 'n kort video gestuur waarin sy 'n paar oefeninge wat sommer by die huis in 'n klein spasie beoefen kan word, demonstreer. Kom ons kyk na haar wenke. Goeiemôre, good morning en baie welkom by my praktyk. Ek is 'n biokinetikus en ek gaan vir julle nou 'n paar oefeninge wys wat jy in die gemak van jou eie huis kan doen in 'n klein spasie. So jy hoef nie meer ure in die gimnasium te gaan spandeer nie. Die eerste oefening wat ek vir julle gaan wys, gaan jy op enige stoel sit waar jou knie 90 grade gebuig is. So wat ons met hierdie oefening wil bereik is om die tibialis anterior wat die shinspiere wat verantwoordelik is om jou voet op te trek tydens 'n loopaksie te oefen. Okay, so jou voete bly of jou hakke bly op die grond en van daar af gaan jy jou tone tap so vinnig as wat jy kan vir 30 sekondes. Jy gaan hierdie 3 keer herhaal. Okay, die volgende oefening wat ons gaan doen, jy gaan sommer net die stoel bietjie terugskuif. Kyk, so steeds in dieselfde spasie. Van daar af gaan ons squats doen. So jou voete is net 'n bietjie wyder as jou heupe oop. Skouers mooi teruggerol, asem in en uit. Saai, daar is 1 en 2. Okay, so waar jy baie mooi moet fokus in 'n squat is dat jou bolyf nog steeds mooi regop is en jy nie daar gaan sit nie. Indien jy bekommerd is dat jou stabiliteit dalk so 'n bietjie af is, kan jy die stoel agter sit net wat dien as 'n vangnet. So jy gaan dan nou net daarso en die stoel is daar indien nooit weer. Okay. Volgende oefening wat ons gaan doen is lunges. So wat vir my baie belangrik is van 'n lunge is dat jy groot genoeg tree moet gee sodat jou gewig mooi in die middel kan afkom. So daarso groot genoeg tree, gewig is mooi in die middel en kom terug. En dan ruil jy kante en kom terug. Wat ook belangrik is dat jy moet seker maak dat jou toon mooi vorentoe wys.
Indien jou toon nie vorentoe wys nie en byvoorbeeld inwys soos daai, gaan jy 'n tree gee en jou knie gaan saam met jou toon ingaan. So, toon mooi vorentoe. Van hom gaan jy 10 doen, 3 stelle aan elke kant. Volgende een wat ons gaan doen, baie mense haat 'n burpee, maar 'n burpee is baie goed vir jou en dit laat bietjie daai hartklop optel. So ons gaan 'n modified weergawe van 'n burpee doen. So jy's daarso, gaan afgrond toe, maak jou bene reguit en spring op, so hoog as wat jy kan. Dit is al. Dit is ook 'n funksionele oefening, want jy moet van daar af kan opstaan en op kom. Okay, ons doen 3 stelle, 10 repetisies. Volgende oefening gaan ons bolyf doen. So, jy kan vir jou so rek by enige Dis-Chem, Mr. Price, waar ook al aanskaf, as jy graag by die huis wil oefen. Okay, so die eerste een wat ons gaan doen is band pull aparts. Okay, so jy moet seker maak, skouers mooi teruggerol, een voet voor die ander. En die eerste stel wat ons gaan doen, gaan jy met jou handpalms opgedraai doen. Okay, maak seker, jy haal asem, so asem in, en uit soos jy uittrek. Soos wat jy uittrek, moet jy seker maak, dat jy die vlerkies ook na mekaar toe trek. Okay, jy gaan 3 stelle, 10 repetisies doen, met jou handpalms opgedraai, dan gaan jy presies dieselfde oefening herhaal, net met jou handpalms afgedraai. Okay, volgende oefening, wat mense ook baie verlief is 'n bicep curl. So, gaan daar so op die rek staan, maak seker jy hou die rek vas met jou duime boontoe, skouers mooi teruggerol, buig die knie, asem in, en uit soos jy optrek. Hey, as jy hom 'n bicep curl en 'n tricep extension doen, kan jy dit ook doen. So dis daar optrek en reguit opskop met die arms agtertoe. Optrek en reguit opskop. En ja, as jy gewonder het, weer 3 stelle, 10 repetisies. Laaste oefening vir vandag, skouers mooi teruggerol, bene bietjie gebuig en ons boks daar. Kyk, boks daar, hou aan vir 30 sekondes en 3 stelle. So, daar het julle dit, om by die huis te oefen, is nie moeilik nie, kry vir jou so 'n ouetjie, en kyk die groot spasie wat ek gebruik het. Okay, lekker dag. Nou ja, ek weet nie of ek van daardie gehou het nie, want nou het niemand meer 'n verskoning om nie 'n bietjie oefening in te kry nie. Maar nou ja, die volgende vraag is, wat trek jy aan indien jy wel in die publiek en nie by jou huis oefen nie? Kom ons hoor. Yes, and the person to speak to about stylish athleisure wear, which has kind of become a massive trend, is Michelle Howell from Style and Makeup Effect. She's going to tell us how we can work up a sweat while still looking good. Hello, Michelle. Hello, my Rosie. Michelle, why is it important that you must look good when you are training? So, at the end of the day, everything comes down to confidence. When you look good, you feel good. And I don't know about you, but this has happened to me before, where I've gotten dressed for the gym and I wasn't loving what I was wearing. So you know what happened? I stayed at home. Yeah. So I think it kind of just motivates you to actually go and work out. And anything that gives you that little bit of extra motivation to work out, I think that's always a great bonus. Yeah, I love that you said that, because I'm also a person, like, I like to put my little sets together and my socks and my little shorts or my tights. It's nice for them to match, because then I feel like, you know, I'm ready to go and like attack this workout, because I'm feeling good as I'm going to the gym as well. That's also the thing with people who sometimes wear makeup to the gym. It's not something that I do, but if it's something that makes you feel good and you feel like you look good, you're just going to show up to that workout and smash it. Exactly. And I think sometimes time doesn't always allow you after work to first go and wash your face. Exactly. And if that's some people go to gym in their lunch hour. So if that works for you, go for it. And if it makes you feel good, there's nothing wrong with that at all. So when choosing your gym wear, how important is it to look at the factor of comfort? So comfort is really important, but something else that is just as important as comfort when it comes to selecting gym wear is the functionality. Yeah. Definitely.
And then also just how you're able to move in it, the support that clothing gives you. Yes. Because there's nothing worse than when you're wearing a pair of gym tights and they're digging into you, or the waistband is rolling down. Yes. Oh, that's my worst. Yes, or when you're wearing gym shorts and they pull up the whole time. So it makes you very self-conscious in your workouts if your gym clothes don't support you and they're not functional for the type of exercise that you're doing. So when you're doing strength training, you'll be looking at different types of clothing to when you're doing something like yoga. Yeah. So how can you tell if, for instance, your gym tights or your leggings are good quality and that they aren't see-through? Because see-through is another thing that you really want to avoid, because then you're going to be so like shy the whole time. You're not going to actually go full out with the movements like you want to. Exactly. And I love this question, Roz, and I brought a pair of gym tights just to demonstrate. So something I like to do when I'm looking for quality gym tights is I just do a stretch test. So I hold them up in the shop to the light. Sometimes they have a little bit of light coming through, but as long as the tights are opaque when you stretch them, then you know that they're good quality, because essentially it's when you're doing something like a squat and so on that your gym tights look sheer. So you always want to look for something that is nice and opaque and that doesn't shine through. The thing is for me that if you putting sets together or putting a gym outfit together, it doesn't have to cost you a lot of money. No, not at all. You can do a nice, not expensive, but a nice, good, high quality pair of tights, and then just get a bunch of little crop tops or vests or whatever that are maybe less expensive, and mix and match and make a whole outfit out of that. Absolutely. I agree with you, Roz. I think, once again, for me, in terms of what you spend on your gym wear, if you're someone that gyms every day, then yes, I would say invest in high quality garments purely for the fact that they're going to last longer, and it's something that you are invested in your gym, so it's something that you're going to wear every single day. But you can definitely get affordable quality gym wear. Like I said, you just look for things that support you, that aren't sheer. And I would always rather invest in a good quality sports bra, for instance, something that's going to provide you support, because that's going to make you feel more confident. And then your tights, just making sure that they're not sheer. A good quality sports bra is so important, especially because people are doing a lot of high intensity stuff like your high rocks or your CrossFit or just your functional training at the gym. And then I think the thing that is the most vital about a good sports bra is when you are running, because you want to have that support and you want to know that the girls are where they need to be. Exactly, that is so true. I think when it comes to choosing a sports bra, once again, it comes to the type of workout that you're doing. So if you're doing yoga or something that's a little less like intensive of a workout, it's not necessary to have a high impact sports bra or a high support sports bra, but definitely your athletes, runners, CrossFit, high rocks, you definitely want to have something that offers a little bit more support, because you know, there's nothing more distracting than when you feel uncomfortable while you're having a run. Yeah, I think you mentioned support quite a lot. And for me, something that I do not compromise on is a high-waisted legging. So that it can just get the magie in, and that I don't have to worry about this area, even if I am taking my vest off and just wearing my crop top with the high-waisted leggings. They are such a game changer. 100%, and I am in agreement with you, Roz. A high-waisted legging is so much more flattering because it adds support. You don't have a waistband that rolls down as you do with a low-rise. Low-rise tends to dig into your skin. It rolls as you're working out. A high waist just offers support, and it's also flattering on most body shapes. I think, if not all body shapes, it's the most flattering look. Michelle, we are just about to end off. I just wanted to say thank you. I could speak to you about any kind of fashion forever. Thank you so much for joining us on the show. Roz. Michelle Howell from Style and Makeup Effect. Dress your team for success with Image Makers, quality corporate and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers.
Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Kaalvoet in die teater is 'n verhoogproduksie met Almro en Karlien van Jaarsveld. Dit beloof om 'n vertoning soos geen ander te wees nie, met stories en musiek uit beide se penne. Dit vind op die 4de Maart by die Fairtree Atterbury Theater plaas en Almro kuier nou vanoggend hier by ons om ons meer hieroor te vertel. Baie hartlike goeiemôre, good morning aan jou. Dankie selfde. Kaalvoet in die teater, jy en Karlien van Jaarsveld, hoe het dit gebeur dat julle hierdie pragtige stuk teater saam maak? Ons het 'n paar jaar terug ontmoet, ook by 'n optrede wat ons albei gedoen het by dieselfde plek, en dit was een van daai ontmoetings wat jy agterkom ons deel dieselfde tipe, ek dink ek noem dit sommer ons praat dieselfde taal in terme van hoe ons kyk na musiek en kuns en lirieke. En ons het toe ook daarna 'n projek saam gedoen waar ons saam musiek geskryf het ook, en ek dink daar het dit vir my baie duidelik gemaak dat ek dink sy het so 'n publieke beeld as kommersiële kunstenaar, maar in haar hart is sy definitief 'n kunstenaar. En ons het kontak gehou en gesels af en toe en ja, ruil soms stories uit en musiek as ons werk aan iets. En toe het die Atterbury 'n oop datum gehad en hulle vra toe, wil ek graag 'n vertoning hê? Toe sê ek gaan haar saamnooi, eerder as wat ek alleen 'n vertoning het. En ek's baie opgewonde, dit is die eerste keer dat ons so iets saam doen. So ek dink dit gaan 'n lekker aand wees. Wat kan mense verwag van die stuk? Ek dink eerstens is die fokus op stories. So Karlien is baie lief vir stories, vertel ek ook, en baie van beide van ons musiek kom met 'n baie stories saam met die musiek. So ek dink ons gaan baie stories vertel. Dis dalk stories wat ons dalk nie voorheen al gedeel het nie. Sy kry ook nie noodwendig gereeld kans om op 'n
fees verhoog stories te deel nie. So dis wat dit baie lekker maak van iets soos hierdie teater is dat die mense sit en luister aandagtig en ons het lekker tyd om te kan deel met die gehoor. Ja. Dis baie meer intiem as enigiets anders wat jy gewoonlik sal doen en jy ook soms. Ja, en ek dink dis wat baie lekker is. Ek dink ook daar's in die afgelope paar jaar dink ek die publiek hou van sulke tipe goed om self agter die kunstenaar bietjie te hoor wat in hulle lewe aangaan. Hoe besluit julle watter liedjies om saam met hierdie stories te deel, wat julle deel te pas? Ek dink is maar 'n gevoelsaak. Ons weet nog steeds nie eintlik wat ons gaan doen volgende week nie. Sy definitief 'n paar stories wat sy voel sy graag wil deel met mense en ek volg ook so of my derms as dit kom by wat ek moet sing of stories. So vir beide van ons, dis baie lekker ons deel idees uit en dan is die ander een ontvanklik daarvoor en sê ja, dit laat my dink aan 'n ander storie wat hulle graag wil deel. Ja. Die gehoor wat gaan kom, wil julle graag dit mik op mense wat dalk nie verkend is met julle musiek en julle skryfwerk self nie, of is dit vir julle soos your kind of loyal fanbase, of is dit iets wat julle graag wil uitbrei, dat mense wat nie julle kuns ken nie, nou julle kuns kan leer ken? Ek dink beide. Dit is altyd lekker om te weet daar's mense wat jou ken in die gehoor en hulle is so getroue luisteraars. Dit is lekker om te weet. Maar ek dink wat lekker is omdat ons dit saam doen is ons ek wil nou nie sê ons luistermark se oorvleuel is nie vreeslik groot nie. Ons doen nie as werk dieselfde ding nie. En ek dink dis wat my opgewonde maak dat daar mense is wat haar musiek nie ken nie, maar my musiek ken en dalk nou ek dink nuwe stories van haar gaan ontdek en dieselfde van haar luisteraars. So ek's baie geëerd, ek is ook baie bewus daarvan dat haar gehoor heel wat groter is as myne. So dis lekker om te weet mens bereik nuwe mense wat nog nie eintlik te doen gehad het met jou musiek of stories nie. Wat is die interessantste ding wat jy oor Karlien geleer het en sy dan nou oor jou? Dis 'n goeie vraag. Ek weet nie wat sy van my geleer het nie, maar wat ek van haar geleer het is sy's ongelooflik snaaks. Ek lag altyd verskriklik lekker saam met haar. Sy's baie lief vir 'n grappie maak of 'n avontuur aanpak. Ja. Wat kan mense doen om hulle kaartjies te kry vir hierdie show? seatme.co.za en dan tik hulle sommer net in Colfoot, die vertoning sal daar verskyn en hulle moet gou maak want dit is besig om uit te verkoop, maar daar is nog 'n paar kaartjies oor. Dis volgende week, so hulle moet spring. Amore, waarmee is jy nou nog ook besig? Op die oomblik, ek is nou so op die laaste episode van Een keer om die son seisoen 2 se naproduksie en ek is besig om die musiek en die klankbaan daarvan te vervaardig. Dis besig om uit te saai ook. Ons trek nou by episode 7 dink ek en ons is besig aan naproduksie met episode 12. So die deadline is rof. Ek gaan hierna gaan ek terug om te gaan werk daaraan. En dit was die hooffokus van my lewe eintlik tot die afgelope jaar. So ek sien uit dat dit verby is, maar is baie bittersoet en hartseer om te weet die seisoen maak klaar. En dis ook seker lekker om te weet jy het Colfoot in die teater om wat op jou wag volgende naweek. Definitief. Ek is baie opgewonde om dit te doen, ja. Dit is altyd so lekker om met jou te gesels. Welkom en jy is enige tyd weer welkom hier by Goeiemôre, Good Morning Amro. Dankie, ek waardeer dit baie. Dit dan Amro oor sy produksie wat hy en Karlien van Jaarsveld saam gaan doen by die Fairtree Atterbury Theater. Gaan maak seker jy kry jou kaartjies is op die 4de Maart by seatme.co.za. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons nog musiek. Pieter gesels met Damian Beer oor wat nou in sy loopbaan aangaan. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Bly net waar jy is. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Maak reg Suid-Afrika. Rock my wêreldtrip. Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock my wêreld. Kom sing saam. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Because freedom shouldn't have limits. With iGlide mobility scooters, every ride brings confidence, comfort, and independence. Regain your freedom, one smooth glide at a time. Reliable rides for life's journeys, built with care and crafted for comfort. Sit back, relax, and enjoy the view. Effortless mobility, endless possibilities, where freedom rides with you. iGlide, the future of movement. Onthou ons het 8 dubbelkaartjies per aand om weg te gee vir Rock My Wêreld wat op 27 en 28 Maart by die Theatre of Marcellus by Empress Palace plaasvind. Met kunstenaars wat insluit Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys op een verhoog kan jy uitsien na ongelooflike oorspronklike lekker liedjies en saamsing treffers. Besoek ons sosiale media om in te skryf. Dalk is jy volgende maand voor in die koor. Ek bedoel, gehoor. Sy, die kontrakseisoen 3 se sanger en liedjieskrywer Damian Beer het onlangs sy aanhangers verras met die vrystelling van sy splinternuwe enkelsnit Asem in, Asem uit. En vanmôre gesels hy lekker saam met ons. Goeiemôre. Goeiemôre, good morning. Vanuit die pragtige Kaap. Ek's net so bly jy het jou stommerstry gelos, hoor. Ja nee, ons is nou 'n bietjie daarvan gepraat. Ek's 'n Bulls supporter all the way. Ja, grappie aan al die stommers ondersteuners. Ja, sorry ouens. Luister, interessant genoeg op 9-jarige ouderdom of 10-jarige ouderdom, toe was jy by die KAK of iets. Ja. Toe is jy saam met Kurt op die verhoog. Dink jy dis daar waar jy besef het musiek is wat ek wil doen? Ja, kyk, ek het op die ouderdom van 3 in my heel eerste sangklas ingestap. Ek onthou nog van tot vandag toe ek het nog my heel eerste liedjie was Jong Plei van die Broers wat ek opgesing het op die ouderdom van 3 en toe 9 toe kry ek die eer om saam met Kerdern te sing en toe weet ek van daar af, toe weet ek nee, dit is nou wat ek moet doen. En watter liedjie was dit? Saam met Kurt? Dit was Kaptein. Glo dit of nie, dit was Kaptein. Ja. Kurt, my vriend, jy's besig om ek gaan nie sê oud word nie, ek gaan net sê die jare stap aan. Kan jy glo? Kyk wat 'n legende. Hoorie so, en watter reuse sukses was jou vorige liedjie ook Lewenslyn, nê? Ek hoeveel 200 miljoen views, hoeveel het jy gehad? Sjoe, dink so. Nee, so 200,000. Ja, maar dis amazing. Ek is werklik, ek's geseënd. Ek moet so op die pad en die avontuur waarop ek is in my musiekloopbaan en die ondersteuning van die publiek is werklik merkwaardig. Ek's verskriklik dankbaar. Kom ons kom by Asem in, Asem uit. Ja. Agtergrond van die liedjie, hoe het jy by dit uitgekom?
Ja, awesome uit. Ons het besluit om ietsie bietjie heeltemal iets anders te doen. Nie kommersieel nie natuurlik, om baie meer van internasionale somerklank in te bring en kyk of ons al 'n nuwe klank kan voorstel aan die mark. En ek en my baie goeie vriend Pierre Sou het toe geskryf op die liedjie Awesome uit. En ja, soos ek sê, ons het verskriklik baie inspirasie afgetrek van Imagine Dragons, daai tipe mense. So ek dink dit verduidelik ook die lewe en dat 'n mens net moet fokus en net op die nou lewe. En is dit ook die gevoel wat jy hoop die liedjie wek by die publiek, jy weet, by die luisteraars? Ja, ek hoop hulle as hulle die liedjie luister, moet hulle voel asof hulle werke wil bedank en dit op die pad klim. Dis wat ek wil hê moet gebeur. Hoor jy, ek hou ook van die styl van die musiekvideo, nê? Nee? Dankie. Hoe het julle by dit uitgekom? Dit lyk of dit baie harde werk kon gewees het of moes wees. Ja, dit was. Nee, ek is baie geëerd om saam met my ander helfte te kan werk op my loopbaan. Sy het aanvanklik die musiekvideo gedoen. So ons moes daar duisende foto's gaan neem met oral in die Kaap en net om op hierdie produk af te kom. So dit is werklik baie ure, baie sweet, baie trane natuurlik om by die eindproduk te kom. Maar ek moet sê die twee pas mooi by mekaar, net. Dis 'n lekker song en die vibe van die video pas vir my ook net so lekker by dit. Ja. Voel jy dat jy ander kans nie jou blootstel met hierdie liedjie? Nog nie 100% nie. Ek voel daar's nog 'n lekker sokkie enetjie wat moet kom. Dan weet ek, okay, hier's alle areas gedek in my loopbaan. Ja, so, maar ek dink 'n ou kan nou lekker konsentreer op wie jy is. Jy weet, en laat mense jou so leer ken. En daai diepte kan 'n ou natuurlik ook later wys en lekker laat uitkom. Nee, 100%. Ek voel Afrikaans selfs het die mooiste woorde. So alhoewel ek in al my onderhoude Afrikaans en Engels en mengels en alles in een gooi. Ons praat op so. Ja, het ons gehoor. Rock my wêreld. Is 'n rock. Is altyd rock daai wêreld. Sien, Chrisaan, ek het jou gesê ek mag Engels praat hier. Ja, jy sien. Jy het immers ook gesê good morning. Ek het. Hoe lyk dit met die shows en die dinge, man? Dit is ook seker lekker exciting. Ja, kyk, ons fokus nou aanvanklik om 'n lekker setlys te kry van liedjies wat my eie is. Want in die begin van 'n loopbaan wil mense nie altyd bekend word as die cover artist of hy doen covers goed of wat ook al nie. So ons werk nou, ek en die span sit nou 'n bietjie agter die skerms, skryf en dan kom ons terug met 'n bang en met toere dat dit. Maar ek is seker daar's 'n paar covers wat jy ook daarom lekker kan doen en amper selfs beter kan doen as van die oorspronklike kunstenaars het gedoen het. Baie dankie. Ek love covers. Dis werklik lekker. So surprises maar met een of twee van die covers asseblief man. Ek sal definitief. Awesome in en awesome uit op al die platforms beskikbaar en ons gaan met groot opwinding vir jou dophou. Baie dankie, ek waardeer. En asseblief, kom kuier weer vroeër eerder as later. Sien, ek sal met die span praat. Awesome in, en dan asem ons uit, want dis al van ons kant af vir vanmôre. Ons sien julle môreoggend weer. Baie dankie vir die saamkuier. Vir my en die res van die span, mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom. Ons hoop jy het 'n lekker dag en as jy nie verskil kan maak nie, wees die verskil. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.